Ja, so dis dan nou die eerste helfte verloop het. Hierso Lucio Isaacs wat die bal gekry het, vorentoe geskop het, amper gekeer daardeur AJ Zal, maar Lucio Isaacs wat hom weer vorentoe geskop het. 'n tweede keer, eerste 3 wat hy gedruk het vir Kudus. 5 punte teenoor 0 waarmee hy die voorsprong geneem het. Rayshon Shume redelik aan die kol gewees met sy skopwerk pala toe. Daai ene was tussen die pala deur. 7 punte teenoor 0 waarmee Kudus die voortou geneem het. 3 punte teruggetrek vir UNAM daarso deur hulle heel agter Aljario Zal. En volgende was daar hierdie insident vroeg in die wedstryd. Ongelukkig UNAM wat hulle kaptein verloor het met daai harde kontak afgedra op 'n draagbaar. Hierso was 'n lynstand dryf van Kudus gewees. Uiteindelik gekeer en Tamsin van 'n Berg wat hierdie keer nie die doellyn gehaal het nie. Hy het wel later sy kans gekry. Hierso dalk die beste 3 wat Kudus sover nog gedruk het in die wedstryd. Lucio Isaacs wat aan die hart op raak van hy skop af wat hy gevang het. Skop die bal vorentoe. AJ Zal wat moet omdraai en probeer die bal daar deurskop, maar die bal wip reg in die hande van Aston Mukulongo en hy het genoeg gedoen om hy 3 te druk. Netjies se 3 in die hoekie gaan druk. Rayshon Shume wat ook die 2 punte bygevoeg het. En dit was Kudus se telling wat aangegroei het na 14 punte teenoor 3. Hierso goeie lynstand gewen deur Diamando Chombe en as die flank Vieria Ufiku wat tussen die verdedigers daar deursny en nie gekeer kan word nie. En seker te maak dit is UNAM se eerste 3 van die wedstryd. AJ Zal het nie 'n fout gemaak met daai skop nie. 14 punte teenoor 10 in daai stadium van die wedstryd. Justin Newman wat hier ingestorm kom. Klompie fases wat en toe Tamsin van 'n Berg wat genoeg gedoen het om die doellyn na te haal. Paulus Angula, een van die manne wat hom daar so nie kon weghou van die doellyn af nie. En Rayshon Shume, een van sy strafskoppe was mis in die wedstryd, maar die doelskoppe was almal tussen die pale deur van hom. 21 punte. En dan hier net voor rustyd was dit UNAM wat ook weer teruggeveg het. Duan Besuidnout wat sien daar's 'n gaping reg voor hom en reguit deur 5 waardevolle punte wat hy byvoeg en ook die 2 van AJ Zal se doelskop. Dan aan die situasie hierso op die Hage Geingob stadion. UNAM wat nog baie het om te doen om hierdie wedstryd te wen, wat hulle om hulle kanse lewendig. Ja, in die tweede helfte AJ Kuns wat met hierdie uitstekende loopie vorendag gekom het. Marcel Klein en Vieria Ufiku en Brendan Dentlinger en Roshano van Rooi wat aangesluit het. En Don Juan Bekes wat daarso die bal vasgehou het. Hy kon daarso vir Davito van Wyk gegee het om te gaan druk. In die volgende fase was dit Davito van Wyk wat wel vinnig weer die bal 2 keer gekry het en die man oor Brandon Dentlinger. Hy gaan druk die eerste 3 daar van die tweede helfte vir UNAM. AJ Zal wat ook met daai doelskop nie geslaag het nie. En wedstryd wat van hier af lekker beplank gery het. En hierso was dit Justin Newman wat sy 3 gaan druk het. Hy het 'n goeie wedstryd gehad. Sy kant gebring, deeglik sy kant gebring vir UNAM. Die telling in daai stadium, sal ek nou net kyk wat die telling was. So Alkino Isaacs wat hierso omgedop word. Ja, maar Kiestings Menjoy wat hierso vir AJ Kuns en dan AJ Zal wat die 3 gaan druk het en UNAM se ondersteuners wat geweet het hulle span is nog nie begrawe nie, is terug in die wedstryd. Deur die hande gevat hierso en uiteindelik Lucio Isaacs, die man oor, niemand naby om te keer nie. En die volgende 3 vir Kudus. Wedstryd wat lekker beplank gery het van die kantlyn af.
Rayshon Shume wat vasgetrap het. Ek dink hy was tussen die palle deur, ja. Hy het in die eerste helfte ook met ene geslag van die regterkant af. Hierso Davito van Wyk wat die bal aangee vir Brandon Dentlinger vir sy tweede 3 in die wedstryd. Klop die verdedigers daar genoeg spasie. En daai doelskop van Delron Brand wat teen die paal vas was. So 'n bietjie geluk wat nie aan Unam se kant was nie. Hierso Aston Mukwilongo, genoeg spasie, genoeg spoed en rondom Delron Brand gaan hy vir sy laaste 3 van die groepfase van die 2025 NRI Premierliga. Rayshon Shume, maklike doelskop vir hom voor die pale, tussen die pale deur. So die beste is wat plank gery het. Diamano Chomwe wat daai lyn staan wen en die reservehakker Sean van Wyk wat daar deur bars vir die laaste 3 van die wedstryd wat Unam gedruk het. Delron Brand se doelskop, die was tussen die palle deur, maar Unam wat kort val 39 punte teenoor die 40 van Koerus. Dit is Grootfontein en is United wat deurgaan. Hulle het hulle wedstryde gewen vandag oortuigend en Unam daarmee uitgeskakel. En ons sien uit na volgende week se semifinale. Ons is terug, sal dan terug wees hier op die Hakie Geingob stadion om te sien wie deurgaan na die finaal toe uiteindelik van hierdie seisoen se NRI Premierliga.